Wat is die eerste keer dat ek hom sien? Dis die nuwe Afrikaanse gedrukte koerant en sy naam is Die Papier. Nie die pampier nie, Die Papier. Jana Marx is vandag. Goeiemôre, baie welkom. Môre Dawie, dankie. Lekker om jou hier te hê by ons. Ag, is lekker om by julle te kuier. Dit is 'n lekker ding wat aan die gang is oor die gesprek en die debatte oor die verhoging in die petrolprys en die nare vulstasie eienaars en alles wat daarmee saamgaan, maar ek dink elektrisiteit is die antwoord. Dit is hoe jy hierdie probleem gaan oplos. Maar dis nie hoekom jy hier is nie. Ek sien julle het vir Frikkie op die voorblad. Dis nou vir Kile. Ja, dit is 'n groot ding wat hierdie week met ons gebeur het, in die land gebeur het. AfriForum se vervolgingseenheid, dit natuurlik onder leiding van advokaat Gerry Nel. Hulle het aangekondig dat hulle nie noodwendig vir Kile nou Mbalula gaan privaat vervolg nie, maar dat hulle 'n beroep doen op die nasionale vervolgingsgesag om dit wel te doen. Maar toe sê advokaat Nel vir ons 'n baie interessante ding en ek kan julle ook nou lees daar. Hy sê toe, die probleem is in ons land, en ek het dit nie geweet nie, kan jy nie korrupsie privaat vervolg nie. So ons hoor baie van advokaat Nel wat wil privaat vervolg, hulle doen baie werk, doen baie goeie werk, maar jy kan nie korrupsie privaat vervolg nie, so hoe werk dit nou? Toe verduidelik hy vir my, die wetgewing sê, daar moet 'n slagoffer wees. En lyk my in korrupsie is daar nou nog nie 'n slagoffer nie. Hoewel ek dink die res van ons is almal slagoffers, nee. Is dit 'n interpretasie ding of is dit nou 'n soort van redelik gevestig in ons reg? Dit is gevestig in ons reg. Okay. So daar sal moet veranderinge kom aan die wet as ons dit wil begin doen. So advokaat Nel sê, as die NVG nie optree nie, as die vervolgingsgesag nie gaan vervolg nie, dan gaan hulle aansoek doen om die wet te laat wysig, wat 'n baie groot amper 'n waterskeidingssaak sal wees in Suid-Afrika. So op hierdie stadium beteken dit iemand soos byvoorbeeld hulle kan by advokaat Nel, hy kan byvoorbeeld nie vir Kile vervolg indien nie vervolgingsgesag besluit om dit nie te doen nie. So wat sou hof gaan hulle dan nader die grondwetlike hof? Wel op hierdie stadium kan hulle maar enige hof, jy sal 'n Hooggeregshof, jy sal 'n aansoek bring in die Hooggeregshof en jy sal vir hulle vra oor die ons soek 'n verklarende bevel om vir ons te sê ons mag dit nou doen. Die belangrikste funksie van die staat, funksie nommer 1 van die staat, is om sy burgers veilig te hou. Ja. Wet en orde te handhaaf. En daarvoor het jy 'n polisiemag nodig. Die vertroue in die Suid-Afrikaanse polisiemag, net meer as 20% van mense in Suid-Afrika vertrou die polisiemag. Ons het nie vertroue in die polisiemag nie. En al meer en meer is dit duidelik hoekom. En ek verwys na die Matlangu-kommissie. Ja, die Matlangu-kommissie was hierdie week weer baie in die nuus. Ons weet hulle is besig met sittings, maar hierdie week het daar iets anders gebeur wat nog nie voorheen gebeur het nie. Dis die eerste keer in die geskiedenis van kommissies wat daar inhegtenisnemings was gedurende die kommissie nog. Ek dink aan Zondo, dit is nou al hoeveel jare afgehandel en ons hoop maar nog, daar's nog net 3 vervolgings gewees, suksesvolle vervolgings gewees. So en hierdie week het hulle 12 polismanne senior polisiebeamptes het hulle in hegtenis geneem en hulle het nou ook 'n lasbrief bedien op ons polisiekommissaris, die nasionale polisiehoof. Maar wat ek nou hoor jy so sê, nou korrigeer my as ek nou verkeerd is, in die geval van die Zondo is daar 'n klomp politici waarna vingers verwys is. Hierdie keer is dit 'n klomp bureaukrate of wat noem mense hulle, staatsamptenare. So lyk my jy weet party diere is meer gelyk as ander. Dit is so, nee, dit klink so. Maar ek dink ek het so 'n bietjie in die gange ook gehoor, jy weet daar is ook nog 'n rede. Ons weet daar's al mense dood omdat hulle getuig het in hierdie kommissie. Ja. So die inhegtenisnemings en die sake wat dan nou volg, dit is bietjie bespoedig. Maar ja, mense sal wens die Zondo-kommissie wil ook so vinnig optree. So jy sê nou daar's 10 van hulle of 11 van hulle wat in hegtenis geneem is. So 12 van hulle. So hulle sit in die tronk nou. Is daar 'n proses om hulle wat om borgaansoek te doen vir hulle? Ja, so hulle het in die hof verskyn. Hulle pleit, hoe dit werk is hulle pleit en dan natuurlik word die saak teen hulle gevoer. Dis 'n lang uitgerekte proses, maar nou is die polisiehoof, die nasionale kommissaris is nou ook in hierdie mengsel. Is hy in hegtenis geneem? Hy is nie in hegtenis geneem nie, hy is net aangesê daar's 'n lasbrief op hom bedien. Hy moet verskyn op 21 April gaan hy vir die hof verskyn. Ek moet net dadelik by sê ook sy klagte is nie noodwendig korrupsie nie, soos wat hy met die ander 12 is nie. Hier gaan dit oor sy oorsigtelike rol. Jy weet die rekenpligtige persoon, soos direkteur van 'n maatskappy nou. As daar moeilikheid is in die maatskappy, moet iemand daar vir pa staan. So 'n soort van 'n fiduciêre verantwoordelikheid. Ja, maar in hierdie geval wat net nou bietjie meer interessant maak, is hy is gewaarsku oor hierdie kontrak, hierdie onwettige kontrak waaroor hierdie storie gaan en waaroor die 12 in hegtenis geneem is. So hy is gewaarsku vooraf, hy het nie geluister nie. Hy is gewaarsku na die tyd dit nog steeds vir hom 2 maande gevat voordat hy 'n brief geskryf het om hierdie kontrak te beëindig. So dis waarvoor hy moet antwoord in die hof. Jana Marx van Die Papier. Dankie dat jy vanoggend by ons kom draai kan maak. Ek het baie lekker met jou gesels. Ek hoop ons kuier binnekort weer. Wel, ek hoop net hierdie ouens word nie te betaal terwyl hulle daar in die tronk sit nie, want dit is my belastinggeld. Hulle job is my op te pas en nou moet ek hom nog salaris betaal terwyl hulle na bewering korrup is.